Dis dan weer eens 'n groot voorreg om almal te verwelkom wat inskakel by vanoggend se opname. Ons bid dat dit dan ook vir julle 'n geseënde geleentheid sal wees en dat julle ook daar waar julle na hierdie reeks luister en kyk, die teenwoordigheid van die Here deur sy Heilige Gees sal ervaar. Vir ons hier in die banke, kom ons sit net so en dan raak ons stil. Here ons Here, hoe groot is U naam? Om vanoggend hier by mekaar te kan wees en onsself en mekaar net weer eens daaraan te herinner dat U die groot almagtige skepper en onderhouer van hierdie heelal is. En tog, al is U so groot en ons so klein, hou U 'n wakende oog oor elkeen van ons. Stel U belang in elkeen van ons se doen en late. Is dit U groot wens, U droom en behoefte dat elkeen van ons sal bly streef om die ewige sukses van die hemel te bereik? Here, met 'n agneming van ons projek weet ons, elkeen van ons het 'n taak, elkeen van ons het 'n amp, elkeen van ons het 'n opdrag om te help bou aan hierdie koninkryk. Ons moet bou sodat ons onsself geestelik op die regte pad kan hou, maar ons moet ook deelneem aan hierdie bouproses sodat ons ons medemens kan help lei na U koninkryk. Ek bid Here dat U vanoggend se geleentheid sal seën en elkeen wat hier is, asook hulle wat inskakel by die opname. Mag dit nie net leë mense woorde wees wat vandag gespreek word nie, maar mag dit woorde wees wat bekragtig word deur die teenwoordigheid en die werking van U Heilige Gees. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen. Vanoggend staan ons stil by Nehemia hoofstuk 3 en ek gaan poog om hierdie klomp name vir u te probeer lees. Ons begin daar met die opskrif bokant hoofstuk 3 wat sê die bouwerk begin. Die hoëpriester Eljasib en sy amptgenote, die priesters, het begin en die skaappoort gebou. Hulle het die poort gewy en sy deure ingesit. Daarna het hulle gebou tot by die toring van die 100. Dit gewy en toe verder gebou tot by die Gananel-toring. Die manne van Jerigo het die volgende stuk gebou en Sakur, seun van Imri, die volgende. Die Senaa familie het die vispoort gebou. Hulle het die houtwerk klaargemaak en die deure, die skeniere en die sluitbalke ingesit. Meremot, seun van Uria, seun van Kos, het die volgende stuk herstel. Meselam, seun van Berekja, seun van Mesesabel, die volgende. En Sadok, seun van Baana, die volgende. Die volgende stuk is herstel deur die mense van Tekoa, maar hulle, vooraanstaande mense, was nie gewillig om swaar werk te doen vir hulle Here nie. Jojada, seun van Paseach en Meselam, seun van Bitsotja, het die ou poort herstel. Hulle het die houtwerk klaargemaak en die deure, die skeniere en die sluitbalke ingesit. Die volgende stuk is herstel deur Melatja van Gibeon en Jadon van Meronot en deur die manne van Gibeon en Mispa wat in diens was van die goewerneur van Wes-Efraat. Isiel, seun van Garhaja en die smede het die volgende stuk herstel en Ganania, een van die salfmengers, die volgende. Hulle het buite om Jerusalem gebou tot by die breë muur. Refaja, seun van Gur en gesagvoerder oor 'n halwe stadswijk van Jerusalem, het die volgende stuk herstel
en Jadaja, seun van Garimaf, die volgende, tot reg oor sy huis. Die volgende stuk is herstel deur Gattus, seun van Gasep Neja. 'n volgende deel tot by die bakoontoring is herstel deur Malkia, seun van Garem, en Gasep, seun van Pagat, Moab. Salem, seun van Loges, en gesagvoerder oor 'n halwe stadswijk van Jerusalem, het die volgende stuk gebou, hy en sy dogters. Die Daalpoort is herstel deur Ganen en die inwoners van Sanoag. Hulle het die poort herbou, sy deure, skeniere en sluitbalke ingesit en die stuk muur van 450 meter tot by die Vullispoort gebou. Die Vullispoort self is herstel deur Malkia, seun van Rekab, en gesagvoerder oor die stadswijk Bet Kerem. Hy het die poort herbou en die deure, skeniere en sluitbalke ingesit. Die Fonteinpoort is herstel deur Salin, seun van Kolgose, en gesagvoerder van die stadswijk Mispa. Hy het die poort herbou, die dak opgesit en die deure, skeniere en sluitbalke ingesit. En verder ook die muur van die Kanaaldam herbou, van die Koningstuin af tot by die trappe wat uit die Dawidstad afkom. Nehemia, seun van Asbuk en gesagvoerder oor die halwe stadswijk Bet-Sur, het die volgende stuk herstel, tot reg oor die Dawidsgrafte en tot by die gemesselde dam en die kwartiere van die leiwag. Die volgende stuk is herstel deur die Lewiete, die eerste deur Regem, seun van Bani, en die ander deel deur Gesapja, die gesagvoerder oor die halwe stadswijk Keila, namens sy wijk. Die volgende stuk is herstel deur hulle amptsgenote, die eerste deur Bini, seun van Genadat, en gesagvoerder oor die ander helfte van die stadswijk Keila. En die ander deel deur Eser, seun van Jesua, en gesagvoerder oor Mispa. Dit was die deel van reg oor die ingang van die wapenkamer af tot by die draai in die muur. Die volgende deel is herstel deur Barak, seun van Sabai, van die draai af tot by die ingang na die hoëpriester El-Jasib se huis. Die volgende stuk van die ingang van El-Jasib se huis af tot aan die ander kant van die huis is herstel deur Meremot, seun van Uria, seun van Kos. 'n volgende stuk is deur die priesters herstel, die eerste deur die manne van die omliggende gebied, die tweede deel deur Benjamin en Gasep, reg oor hulle huise, die derde deel van Asaria, seun van Maaseja, seun van Anania, reg voor sy huis. Die volgende stuk, die deel van Asaria se huis af tot by die draai en verder tot in die hoek, is herstel deur Benui, seun van Genadat. Palal, seun van Isai, het die stuk herstel van reg oor die draai af en ook die toring teen die boonste paleis by die wagplein. Die volgende stuk is herstel deur Padaja, seun van Paros, en die tempelslawe wat op die Ovel gewoon het. Dit was die gedeelte tot reg oor die waterpoort aan die ooste kant van die aangeboude toring. Die volgende deel, die stuk van reg oor die groot aangeboude toring af tot by die Ovelmuur, is herstel deur die mense van Tekoa. Die stuk van bo kan die perdeboord af is deur die priesters herstel, elkeen die gedeelte reg oor sy huis. Sadok, seun van Immer, het die volgende stuk, die reg oor sy huis herstel, en Semaja, seun van Sekanja, die opsigter van die oospoort, die volgende stuk. Die volgende deel is herstel deur Genanja, seun van Selemia, en Ganen, die 6de seun van Salaf, en die volgende deur Meselam, seun van Berekja, tot reg oor sy kamer. Malkia, een van die smede, het die volgende stuk herstel, tot by die kwartiere van die tempelslawe en die handelaars.
reg oor die inspeksiepoort en verder tot by die kamer bo op die hoek. Tussen die kamer op die hoek en die skaappoort het die smede en die handelaars die herstelwerk gedoen. En nou is my asem op. Dit voel of ek nou letterlik om Jerusalem gestap het na al daai name. Goed, tot sover ons teksgedeelte vandag. Nou vriende, ek glo julle sal met my saamstem. As 'n mens so sit en luister na hierdie lang hoofstuk en al die name, dan klink dit asof jy besig is met 'n telefoonboek, waarvan die name baie moeilik is om op te sê. Al hierdie name van mense en plekke en poorte wat herstel moes word en gebou moes word. En dit gebeur so maklik, net soos met die geslagsregisters in die Bybel, dat as 'n mens by so 'n deel kom in jou Bybelstudie, dat jy vir jouself sê, wat is daar te leer uit al hierdie lange lys name? En dan maak ons baie keer die fout, die besluit om eerder aan te blaai na 'n volgende gedeelte wat ons dink vir ons meer insiggewend en mooier gaan wees om te lees. Maar wat ons vanoggend gaan sien, vriende, is dat hierdie hoofstuk wat ons sopas gelees het, een van die mees strategiese bladsye in die hele Bybel vorm. Dit vorm die bloudruk van hoe God se mense saam 'n onmoontlike taak aanpak, maar nie net aanpak nie, op die einde ook suksesvol voltooi. Nou ons gaan sien dat die geheim vir die sukses van hierdie bouproses was nie op die ou ene omdat Nehemia 'n supermens was nie. Geensins. Hy was 'n blootnormale mens soos ek en julle. Die geheim van hierdie suksesvolle bouproses het gelê in die feit dat die skare, dat die inwoners van Jerusalem deelgeneem het, betrokke geraak het aan hierdie bouproses van die stadsmure. Ons lees dat almal het ingekoop. Vandag gaan ons kyk hoe hierdie Ou Testamentiese muur, die beeld daarvan, ons herinner aan die Nuwe Testamentiese werklikheid van die kerk. Ons gaan vandag daaraan herinner word hoe hierdie simboliese beeld van die herbou van die muur, hoe ons dit kan deurtrek na ons doel, ons taak, ons werk as 'n gemeente, as gemeentelede. En as 'n mens dit kan opsom, dan kan 'n mens dit doen aan die hand van skyfie nommer 16 asseblief, waar ons dit met die volgende woorde kan sê. Ons is die liggaam van Christus en elke lid het 'n troffel in die hand. Elkeen van ons wat hier sit, vorm deel van die liggaam van Christus. Elkeen van ons wat hier sit, het deel aan die kerk en elkeen van ons het 'n troffel in die hand. Nou vriende, wanneer 'n mens so deur Nehemia lees, soos wat ons sopas gedoen het julle saam met my gehoor, daar's 'n paar frases wat herhaaldelik na vore kom, né? Die eerste ene, hulle is altyd op die skerm, die eerste een is die woorde, daar kort te gee, die volgende deel, die heeltyd is oor die 50 keer hoor ons die frase, die volgende deel is gebou, en die volgende deel is gebou, in die 83 vertaling. En die 33 vertaling word dit verwoord met naas hom, naas hulle, herhaal hierdie woorde. En dan het ons ook gesien, veral in die tweede helfte van die teksgedeelte, het die woorde, het die frase voor sy eie huis ook al hoe meer herhaaldelik na vore begin kom. Nou hierdie herhaling, hierdie frase, vriende, wat oor en oor na vore kom in hoofstuk 3, is nie maar net bloot per toeval daar nie, dit dien 'n belangrike doel. En ek gaan dit vir julle vervolgens uitlig. Nehemia, alhoewel ons net vir mekaar gesê het, hy was 'n blootnormale mens soos elkeen van ons. As ons sien hoe hy hier te werk gaan met die bouwerk, dan sien ons maar dat hy eintlik 'n ideale voorganger is. Hy's 'n baie goeie leier gewees. En hy het geweet dat as hy die volk uitstuur om die muur te moet gaan help herbou aan die oorkant, aan die verste kant van waar hulle gebly het, was die kanse goed gewees dat hulle halfhartig sou te werk gaan en dat hulle heel moontlik nie hulle beste werk sou gee nie. Maar toe doen hy 'n baie interessante ding.
Hy sê vir hulle, bou die deel van die muur wat reg voor jou huis sit. En deurdat hy die opdrag so aan hulle deurgegee het, het hy die prentjie heeltemal anderste ingekleur. 3 redes. Eerstens, hy het die bouproses vir hulle nou meer persoonlik gemaak. Elke gesin, elke individu moes nou help bou aan 'n deel van die muur wat hulle as gesin, hom as individu moes help beskerm. Daai deel wat hulle gebou het, die buitekant hulle huis, moes hulle seker maak is mooi sterk en dat dit staande sal bly teen enige aanvalle, want hulle eie lewens word nou hierby betrek. Dat hulle het nou persoonlike belang gehad, deurdat daarvoor gesê is, bou spesifiek die muur wat reg voor jou huis geleë is. En as 'n mens dit vandag moet deeltrek na 'n praktiese voorbeeld, kom ons sê jy plaas jou kind in een van ons dorp se skole. Jou kind is of in Truida-Kestel of in Jordanië of in Witteberg of in Voortrekker. Sodra jou kind daar is, kyk jy anderste na die skool. Is jou denke en jou siening oor die skool anders, want jy het nou aandeel daar. 'n Deel van jou is nou daar. Kom ons sê jy belê jou geld op die aandelebeurs, met eens kyk jy anderste na die aandelebeurs, want jy het nou van jou eie geld daar. Jou siening oor die aandelebeurs en jou betrokkenheid en jou deelname ensovoorts, alles verander, want jy het 'n deel van jou is nou daar. En dis presies die beginsel wat Nehemia hier gevolg het. Hy gee vir die bouers die muur reg oorkant hulle huis, want daai deel van die muur moet hulle lewens help beskerm. So met eens kyk hulle anders na die bouproses en na die muur wat gebou moet word. Tweedens het dit die logistiek vergemaklik. Hulle het nie nodig gehad om ver te loop elke dag om by die werkperseel uit te kom en by die konstruksieplek uit te kom waar hulle moes bou nie. Hulle kon letterlik by hulle voordeur uitgaan en hulle was presies daar waar hulle moes bou. Dit laat my terugdink in my jare in Virginia. Ek het een keer toegelaat dat hulle my afvat in die myn en vir my so 'n bietjie gaan wys die werksopset waar baie van my gemeentelede daardie tyd soveel jare van hulle lewe spandeer het. En ek sal nooit vergeet nie, ek moes met daai uniform aantrek, die overall en die rugbykouse wat hier bo oor jou knieë kom en die gumboots en alles. Die sware belt wat jy moet dra met al jou hulpmiddels as daar dalk iets sal verkeerd loop en die sware hoed op die kop en die lig in die battery en alles. En dan sak jy nou 1,7 kilometer af en dan stap jy vir kilometers. Dit het vir my gevoel, ek stap van Virginia tot in Oudtshoorn onder die grond, om by die rif uit te kom, daar waar hulle die goud boor en die goud skiet, nê? Teen die tyd wat jy daar aankom met daai hitte en hierdie vrag wat jy dra, is jy al klaar moeg en klaar uitgeput, nou moet jy nog 8 ure se werk insit. So, in hierdie konteks van Nehemia 3, om daai werkslading, daai werks opsette vergemaklik, het hy vir die mense gesê, bou aan die deel reg voor jou huis, dat hulle nie ver hoef te moes loop om by die werksterrein uit te kom nie. Dit was reg buitekant hulle voordeur gewees. En dan, die interessante is, deurdat almal voor hulle eie huis gebou het, net gefokus het op die gedeelte voor hulle voordeur, is die hele muur op die ou en in geheel herbou. En dit is die 2 aspekte wat hierdie herhalende frase vir ons wil kom wys. Daai herhaling van die volgende deel, die volgende deel, die volgende deel, wys vir ons daarop dat die hele stadsmuur is op die ou einde gedoen, maar dat dit so die hele tyd gefokus word, elkeen voor sy huis, wys die deelname, die betrokkenheid van die hele volk, en hoe dit 'n meer persoonlike belang by hulle ontwikkel is, en hoe dat Nehemia dan ook die proses vir hulle vergemaklik het. Nou op hierdie punt kan 'n mens vir 'n oomblik stop en sê, wat is die hermeneutiese les wat ons hieruit kan uithaal? Met ander woorde, vir die van julle wat kuier by ons vandag, hermeneutiek beteken jy gaan haal die boodskap uit Nehemia 3 uit en jy bring dit oor na die jaar 2026. Wat se les is daar vir ons vandag hieruit te leer? En ek dink ons kan vir mekaar sê dat die les hieruit is dat God nie van jou vra om die hele wêreld se probleme vandag alleen te moet probeer oplos nie.
Glad nie. Dis nie sy wens of sy versoek van my en van jou as individu nie. Wat hy wel van ons vra is, wat is voor jou huis? Wat se werk lê daar dalk vanoggend voor jou voordeur? Watter bediening, watter persoon, watter nood het hy op hierdie stadium dalk reg voor jou in jou lewenspad neergesit? Wat se taak het hy dalk op hierdie stadium voor jou hart geplaas, reg voor jou hande geplaas? Watter gawe het hy dalk aan jou toe vertrou, wat hy graag wil hê jy moet uitvoer in diens van sy koninkryk en tot die eer en verheerliking van sy naam? As elke lidmaat, en dis die wonderlike vriende, as elke lidmaat net fokus op die deel of die gebied voor sy voordeur, dan is ons besig om die hele gemeente se muur te herbou. Net soos wat elkeen gefokus het op die stukkie van die stadsmuur voor sy huis, net so as elke lidmaat net fokus op die deel voor sy voordeur, dan is ons besig om die gemeente in geheel te herbou. Nou van hier af beweeg ons oor aan die Nuwe Testament toe en vind ons die bekende Paulus skakel. Soos ons weet, neem die apostel Paulus hierdie einste beginsel en hy gee dit vir ons later in die Nuwe Testament opnuut weer deur middel van die Nuwe Testamentiese taal. En pragtige tekste wat nou aansluit by die konteks van Nehemia 3 is byvoorbeeld 1 Korintiërs 12 en Efesiërs 4, waar Paulus sê dat die gemeente is nie en moenie gesien word soos 'n teater waar net sekere mense optree en die res sit in die banke en maar net en kyk nie. Ons moet eerder die gemeente sien as 'n liggaam waar almal betrokke is. Nou ons gaan later in die jaar meer in diepte by hierdie twee tekste stil staan in ons boureeks, maar die kort en die lank vir vanoggend ter aansluiting by Nehemia 3 is die volgende. Op 'n bouperseel sal 'n mens baie keer hoor die Engelse woord offcuts. Die afval, die weggooi stukke, né? Nou in die koninkryk van God, in die kerk van Christus, is daar nie so iets soos offcuts nie. In die kerk van Christus is daar nie afval of weggooi dele nie. En as ek praat van offcuts, dan bedoel ek van mense wat voel daar's nie vir hulle plek nie. Of dat daar's nie vir hulle 'n behoefte nie, of daar's nie vir hulle 'n taak nie. In die kerk van Christus is daar nie offcuts nie. Almal van ons is uniek. Almal van ons is belangrik. Paulus sê op 'n kol in 1 Korintiërs 12 vers 21 sê hy, die oog kan nooit op 'n punt kom wat hy vir die hand sê, ek het jou nie meer nodig nie. Wat dit kontrasteer heeltemal met die inhoud wat ons in Nehemia hoofstuk 3 lees. Nehemia 3 maak dit vir ons baie duidelik dat almal het ingekoop en almal het saamgewerk. En die interessante is, hy lig vir ons hy lys vir ons die name van wie hierdie almal is. Vers 1, die hoëpriesters. Vers 8, die goudsmede en die salfmakers. Vers 12, die regeerders en selfs hulle dogters in vers 12. Al hierdie mense, maak nie saak watter werk hulle gehad het nie, almal van hulle was uniek. Maar almal van hulle het hande gevat as 'n eenheid en dit begin bou. Die salfmaker daar opgedaag. Hy het nie 'n cooking clue wat beteken messelwerk en doen 'n mens dit nie. Maar hy het opgedaag, hy was bereidwillig, hy het sy hande vuil gemaak en hy het gehelp bou. En daarmee vir elkeen van ons wat hier sit, ons sê baie keer vir onsself en vir mekaar, en ek baie het al vir my ook gesê, Dominee, ek weet nie lekker wat kan ek doen nie. Ek weet nie, ek is maar nietig en klein en ek weet nie dat of ek nou met my hande of my bydra of my betrokkenheid 'n verskil kan maak nie. Vanoggend kom sê die skrif vir jou, jy is uniek, maar jy's ook belangrik. Daar is nie so iets soos 'n offcut, afval of 'n weggooi stuk, 'n onbelangrike deel in die koninkryk van God en in die gemeente van Christus nie. As jy terugtrek, as jy onttrek, as jy onbetrokke is,
dan lyk jy soos daai legkaart, wat deel vorm van die tema skyfie vanoggend. Daar's 'n gaatjie. En daai gaatjie sien 'n mens duidelik raak, want daar's iets missing, daar kort iets, daar kort 'n stukkie. En dis jy. Dis jou teenwoordigheid, jou betrokkenheid, jou deelname in en deel van hierdie proses. Daarmee saam sê Paulus verder in Efesiërs 4 vers 16 dat volgens die liggaam groei volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Met ander woorde, as jou linkerarm eendag net besluit, hy gaan nou staak, hy gaan nou nie vandag enige werk doen nie, dan plaas hy die hele res van die liggaam onder druk. Met eens is die liggaam, soos wat ek daarna verwys, geamputeer, hy's onvolledig, hy's gebroken. En 'n geamputeerde liggaam kan nie alles doen wat hy moet nie, want daar's liggaamsdele wat afwesig is, wat nie deelneem nie. En wat gebeur, as ek nou dit kan deurtrek na die sportwêreld toe, sodra daar 'n probleem kom met een liggaamsdeel of met een spier, dan begin ander spiere die werk oorvat en moet probeer om die werk namens daai spier wat afwesig is te doen. En ons noem dit in Engels compensate. En wanneer 'n persoon begin compensate, dan begin beserings al hoe meer 'n moontlikheid raak, uitbranding begin al hoe meer 'n moontlikheid raak, en op die ou ene uitsit en opgee en ingee is die latere gevolg. En net so is dit in die gemeente, dat as persone begin sê, weet jy wat, ek gaan nie betrokke raak nie, ek staan terug, dan forceer jy ander persone in die gemeente wat nou meer moet gee van hulle self, sodat die gemeente kan bly voortgaan en kan bly funksioneer. Daardie afdeling van die gemeente begin al hoe meer hulle self in die rooi druk, begin al hoe meer uitbrand, en op die ouene sê hulle, ons kan nie meer nie, ons sien nie meer kans nie, en dit is op die ouene een van die fasette wat daartoe lei dat die gemeente op die ouene sy of haar deure sluit. Want 'n klein groepie kan nie die hele gemeente en al sy bedieninge aan die gang hou nie. Daar's 'n pragtige bekende spreekwoord in die sportwêreld wat sê, in die skyfie nommer 20, the name on the front of a jersey is more important than the name on the back. Ek gaan dit weer sê, the name on the front of a jersey is more important than the name on the back. Ons het nou deur Nehemia 3 gelees. Ons het al die verskillende bouers gehoor wie deelgeneem het. Ons het gesien, almal van hulle het name, maar weet jy wat, vriende? Dit het nie oor een van hulle gegaan nie. Die fokus was nie op een van hulle se name nie. Die fokus was op die Here se naam. Die eer was gegrond in Jerusalem se stadsmure. Dit het nie gegaan oor Nehemia nie. Dit het nie gegaan oor enige mens wat daar was nie. Dit het gegaan oor God. En dit is op die ou ende die belangrikste. Dit moet altyd ons visie en ons missie wees. God moet eerste staan. Sy gemeente moet eerste staan. Die bedieninge wat ons vanuit hierdie gebou bedien aan die gemeente en gemeenskap moet altyd ons primêre en hoofdoel wees. Nou interessant, ook in hoofstuk 3 vers 5 lees ons die volgende hartseer woorde, maar hulle aansienlik is, dis nou van Tekoa, maar hulle aansienlik is, het hulle nekke nie gebuig onder die diens van hulle Here nie. Met ander woorde, daar was mense wat in Jerusalem gebly het, wie Nehemia probeer intrek het, 'n deel probeer maak het van die bouproses, wat net die houding gehad het van ons is te goed om betrokke te raak. Ons het nou net ons naels laat doen, ons wil nie nou ons hande in die modder druk en ons hande vuil maak nie. Gee dit maar vir iemand anderste, ons stel nie belang nie. En dis die hartseer, vriende. Nehemia hoofstuk 3 sê nie vir ons wat met daai mense gebeur het nie. Maar as ek blaai na Openbaring toe, en ek gaan lees hoe die Here die gemeentes daar aanspreek, en hulle wat net wil toeskouers wees, en nie betrokke wil raak, en aan hande wil vuil maak nie, dan kry ek daar baie duidelike en harde waarskuwing, wat met
met Christene gebeur, wat met lidmate gebeur, wat net kies, ek wil nie betrokke raak nie. Ek wil nie deelneem nie, ek staan eerder terug, ek wil nie my hande vuil maak met die opdragte wat die Here vir my gee nie. En daarvoor moet ons pas op. Daarvoor moet ons regtig waak, dat ons nie net sê, ek is 'n toeskouer, ek raak nie betrokke nie, my lewe is te besig vir die Here, my lewe is te besig vir die kerk, of ek sien myself te hoog, dat ek nie van my troontjie wil afklim, om die werk van die gemeente te doen nie. Nehemia, lees ons, was 'n groot en adelike figuur gewees binne die Persiese Ryk. En daar was 'n tyd met die ondersoek van die stadsmure, wat hy van sy koninklike adelike perd afgeklim het, en Hanne 4 voet teen die koppe uitgeklim het om die stadsmuur te ondersoek. Dit vorm deel van my en jou taak. Niemand is te goed nie, niemand is te belangrik nie, niemand is te hoog geplaas op die sosiale status leer, om nie te kan betrokke raak en deel wees van 'n gemeente nie. Almal van ons is gelyk, voor en in die oë van die Here. Die uitdaging vir ons van vandag, en nie net vir die Bethlehem Noord nie, maar vir elke kerk wat daar op hierdie aarde is dat ons nie op 'n 20-80 beginsel kan funksioneer nie. Met ander woorde, 20% van die mense moet 80% van die werk doen nie. Die behoefte om te bou aan die gemeente, aan die koninkryk van God, vereis 100% van die liggame wat betrokke raak. Ons elkeen se unieke perspektief en energie en gawes word benodig. En daarmee sluit ek af, vriende. Jerusalem se mure het 52 dae geneem om op te staan. En dit was nie as gevolg van een of ander groot wonderwerk wat bloot net uit die lug uitgeval het nie. Daardie mure is suksesvol gebou weens die wonderwerk van samewerking. Elkeen, lees ons, het sy plek ingeneem. Die goudsmid langs die priesters, die pa langs sy dogters, elkeen voor sy eie huis, hulle het begin werk. Vandag vra die Here vir my en vir jou, waar is jou troffel? Ons staan maklik met ons golfstok in ons hand, ons staan maklik met ons visstok in ons hand, ons is lief vir motorfietsry en te gaan vol en te gaan vakansie hou, en ons is lief om te gaan werk, om geld te maak maar vandag vra die Here vir jou, wanneer tel jy jou troffel op? Want jy het ook 'n taak, 'n werk om te bou. Jy het ook 'n deelname en 'n verantwoordelikheid in die koninkryk om te help om die muur te bou. Waar is jou troffel? Waar is die plek op die muur, in die gemeentemuur, waar die Here jou wil gebruik, nie net om jou as individu geestelik laat groei nie, maar waar jy ook kan bydra dat die persoon langs jou geestelik kan groei en meer beskerming kan ervaar in die Here se teenwoordigheid. Vriende, jy is uniek geskep, kosbaar vir die liggaam en noodsaaklik vir die span. Kom ons hou op om toeskouers te wees. Kom ons hou op om toeskouers te wees. Kom ons koop in, kom ons neem ons plek in, kom ons bou saam, nie net aan die koninkryk van God nie, maar ook aan ons gemeente. Ek het 'n droom dat ons die nommer 1 gemeente in hierdie dorp kan wees. Ek het 'n droom dat as mense 'n halfuur voor die tyd nie in hierdie banke sit nie, kry hulle nie sitplek voor 'n erediens nie. Ek het daai droom, ek het daai visie. Hier's genoeg mense in Bethlehem dat Noord uit sy naadheid kan sit elke Sondagoggend. Ek het daai visie dat dit vir elke kerk, elke gemeente in ons dorp kan wees. Maar die dominee kan dit nie alleen doen nie. Ek kan nie alleen ons banke volmaak nie. Ek kan nie dat ons gemeentemure op sy eie opgaan en gebou word nie. Ek kort elkeen van julle om by my aan te sluit, hande te vat en te sê, ek sal begin help bou voor my huis. Hierdie week wat verby is, bel 'n lidmaat my en sê vir my, dominee, weet jy, is vir my moeilik om fisies betrokke te raak, maar ek wil my steen kom lê. Ek wil deel wees van hierdie bouproses. Ek wil betrokke raak by gebede en gebedsversoeke en daar waar persone is wat regtig nood het. Ek wil my deel doen deur te bid.
En meer lidmate begin so na vore tree en hande opsteek en sê, Dominee, waar kan ek help? Ander kom met onsekerheid na vore en sê, ek het die behoefte, maar ek weet nog nie waar nie, ek weet nog nie hoe nie. Help my, wys vir my waar ek kan wees. En ek nooi weer uit, 'n goeie beginplek is die kommissievergaderings. Om net te kom luister en te kan hoor, waar wil die Here hê moet ek my troffel neem en moet ek my gaan help bou. Kom ons sluit die oë. Amen. Here, in die evangelie sê U dit so mooi, die werk is baie, maar die arbeiders min. En tog, Here, is daar so baie van ons wat eintlik kan begin help om die arbeid te verrig, om die oes te gaan afhaal op die lande, om die saad te begin saai vir U woord. My gebed vanoggend is kort, maar kragtig. Mag U die harte van ons lidmate so aanraak, dat hulle nie net toeskouers wil wees nie, binne ons gemeente en binne U koninkryk nie, maar aktiewe bouers. Aktiewe bouers wat voor hulle voordeur wil help om 'n positiewe verskil te maak. Seën die week wat voorlê. Ons bid dit in U naam. Amen.